Die landbounuus word met trots aangebied deur John Deere Financial. Die landbounuus word verskaf deur Veeplaas, die tydskrif vir die veeboer. Ons kyk na die volgende hooftrekke in vandag se landbounuus. Vordering met Suid-Afrika se back-and-closure status, 'n Suid-Afrikaner word president van 'n Afrika-organisasie, 'n skerp toename in inkomste uit oorseese jagtoeriste en die laaste wolveiling van die jaar. 'n Span kundiges van die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid het pas 'n besoek aan verskeie gebiede in Suid-Afrika afgehandel. Die doel van die besoek was om vordering ten opsigte van back-and-closure te bepaal. Hoewel daar steeds probleemareas is, was die groep tevrede met die vordering wat reeds gemaak is. Agri-SA se Theo de Jager is van dese week as president van die Pan-Afrika Boereorganisasie verkies. Ezar Abdelmajid van Tunesië as adjunkt-president verkies. Volgens Johan Moller, president van Agri-SA, dui de Jager se verkiesing op die aansien wat Suid-Afrikaanse landbou in Afrika geniet. Die jongste statistieke van die Departement van Omgewingsake toon dat jagtoeriste in die 2013 seisoen net meer as R1 miljard in Suid-Afrika spandeer het. Dit is 'n verhoging van 32% teenoor die vorige seisoen. Die Cape Wool's Merino-aanwyser het by die finale veiling van die seisoen met 1,5% gestyg om op R110,82 per kilogram te sluit. Dit is 0,7% laer as die openingsveiling van die seisoen. Ja, daar is nie vandag nuus van die week nie, so nou is dit direk oor na Willem Basson vir nog raad oor jou persoonlike geldsake en dan is ek terug met 'n bietjie sport. Ontbytsake landbounuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar. John Deere Financial, finansiering gebou vir jou. Kontak jou naaste John Deere bemarker of handelaar vir meer inligting.